Daar kom dae in ons almal se lewe wat dinge nie gebeur soos ons gedink of gehoop het dit moet gebeur nie. Hoe hanteer ek as volgeling van die Here Jesus die teleurstellings wat oor my lewe kom? In 1 Samuel 8 vers 1 tot 10 hoor ons dat Samuel baie teleurgesteld was toe die volk van die Here vra om 'n koning soos die ander volke te hê. Hy het God as hul koning gesien en nou wil hulle 'n mens in die plek van God as koning hê. Dit was vir Samuel baie verkeerd. In Johannes 11 vers 21 hoor ons Martha se teleurstelling dat die Here Jesus nie betyds gekom het om haar siek broer gesond te maak nie. Teleurstelling is deel van die lewe en die vraag is nie hoekom ek teleurgesteld is nie, maar eerder hoe hanteer ek teleurstellings? Samuel het met God oor sy teleurstelling gepraat en presies gedoen soos die Here sê. Martha en Maria het ook oor hulle teleurstelling en pyn met die Here gepraat en uiteindelik het hul broer uit die dood opgestaan. Soms het ons die teleurstelling nodig dat die Here nie ons gebede antwoord soos ons dit wil hê nie, want die Here het iets groter en beter in gedagte. Selfs al is ons baie teleurgesteld in wat die Here doen, moet ons hom bly vertrou. As God sy seun vir Jesus Christus in my plek aan die kruis laat sterf het, kan ek aanvaar dat God my werklik liefhet. En as hy dinge anders laat gebeur as wat ek gedink het dit moes, dan moet ek hom net bly vertrou. Die Here Jesus het in Matteus 26 vers 39 ons leer bid dat nie ons wil nie, maar God se wil moet geskied. Is jy in tye van teleurstelling dankbaar dat nie jou wil nie, maar God se wil kan geskied, selfs al verstaan jy nie nou nie?